gaan vir ons die gelofte voorlees. Daarna gaan ek 'n paar oomblikke van stil gebed gee en dan kan u weer gaan sit. Gelofte dan van hierdie dag in 1838. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Amen. U kan maar sê dankie. Jy kan die Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 2. Ons gaan vandag verder daarna kyk. Efesiërs hoofstuk 2, net 'n paar verse daar, vers 8 tot 10 wat ons gaan saam lees. Daarna gaan ons as gebed lied 157 sing, al by die verse, jy kan net so bly sit, en dan die woordverkondiging daarna. So kom ons lees die paar verse saam, Efesiërs 2 vanaf vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Kom ons sing uit 2 verse van lied 157 saam as 'n gebed. Ek kan net so bly sit. So vanoggend gaan ons dan verder met die tema van die solas wat ek Sondag uitgepreek het. Sondag was nou Sola Gratia, genade alleen. En vandag gaan ons bietjie kyk na
geloof alleen, sola fide. Maar voor ons by die teksgedeelte kom, net so 'n paar inleidende opmerkings rondom Efesiërs en Efesiërsbrief in die stad Efese. Soos jy weet, die apostel Paulus is die skrywer van hierdie brief, soos ons lees in hoofstuk 1 vers 1 van die brief. Die brief is geskryf terwyl hy in Rome in die tronk was tussen die jare 60 en 62 na Christus. Daar is in die akademisie is daar 'n dispuut oor of dit nou regtig in daai tyd was of dit vroeër was, maar die meerderheid stem ooreen dat dit was terwyl hy in die tronk was in Rome. So dis vorm Efesiërsbrief dan deel van die 4 sogenaamde gevangenisbriewe saam met Filippense, Kolossense en Filemon. Nou die stad Efese was 'n groot en 'n belangrike stad in die moderne Turkye van vandag. Dit is die hoofstad van die Romeinse Ryk, sy provinsie Klein-Asië, en word vergelyk met groot stede soos Alexandrië in Egipte en Antiochië in Pisidië. Dit was almal stede wat belangrik was vir verskeie redes. Dit is gewoonlik goed geleë op groot handelsroetes en dit beteken dat dit 'n geweldige invloed gehad het in 'n ryk stad was. Dit is ook die politieke en akademiese sentrums van daardie tyd wat beheer uitgeoefen het om die omliggende streke. Historici meen dat daar ongeveer 250.000 mense gewoon het in die begin van die 1ste eeu. Party skat tot soveel as 500.000 mense in daai stad, in Efese. Dit is dus die 3de grootste stad in die Romeinse Ryk, naas Rome en Alexandrië. Die stad was ook 'n godsdienstsentrum en was die tuiste van verskillende kultusse. Die kultus wat oorheers het is die van Artemis en die tempel van haar kultus het volgens Handelinge 19 in Efese gestaan. En dit is beskou as een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Ek het bietjie gaan kyk, die tempel was massief groot geweest, iets soos 120 meter by 70 breed en 12 of 20 meter hoog, so dit is regtig 'n groot en indrukwekkende gebou. En dit word genoem in Handelinge 19, die afgodsdiens van Artemis daar. Verder voldoen Efese ook dan aan alle opsigte aan Paulus, of eerder aan God en die Heilige Gees se strategiese plan. Dit is 'n groot stad wat 'n invloed op die omgewing uitoefen, en daarom dien Efese as te ware as 'n spulpunt van waar die evangelie versprei is. Kan dink dat so 'n belangrike stad met al die handelsroetes soos die Romeinse Ryk maar gefunksioneer het daar baie mense deurgekom en dit is die perfekte geleentheid en plek om die evangelie te verkondig. Vandag egter is daar net ruïnes oor van Efese en naby die moderne stad van Seljuk. Jy kan maar gaan kyk daar op die internet, is al baie foto's, die bekende amfitheater van Efese en klomp ruïnes en vervalle geboue van daardie tyd. So terug dan by ons tema en teks van vandag. Jy sal onthou, vir die van wat hier was, het ek Sondag gesê dat die solas het gekom uit die reformasietydperk. In teenstelling met die Katolieke Kerk het die hervormers gesê, God red ons uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, onder die gesag van die Bybel alleen, tot eer van God alleen. Dis die 5 solas. Nou God se genade, het ons Sondag gesien, is die bron van ons redding. Sonder die genade kan nie een van ons gered wees nie. Geloof is die kanaal van ons redding. Dis die manier wat God se genade in ons lewe groei en effek kry en ons leef vanuit hierdie geloof. Christus is die objek van ons redding. Sonder hom is daar nie geloof of Christendom of enige waarde daaraan om hom te glo nie. Die Bybel bevat die inhoud van ons redding, so alles wat ons moet weet van hierdie geloof in Jesus en wat hy vir ons gedoen het, leer ons in die skrif. En laastens, God se eer is die einddoel van ons redding. As ons dit nie doen vir God se eer nie, dan is ons motiewe verkeerd, sal ons vandag sien. So alles gaan om God se eer. Vandag kyk ons na geloof alleen. As jy dit eers gesmaak het, sal jy dit vir altyd wil hê. Ek lees 'n getuienis raak van 'n vroue lidmaat in 'n gemeente. Toe sy die eerste keer van 'n regverdiging deur geloof alleen gehoor het, toe sê sy, ek is dan al jare in hierdie kerk. Hoekom het ek nog nooit hierdie leerstelling gehoor nie? Daarna het sy vir verskeie predikante gevra, verkondig jy die regverdigmaking deur geloof alleen?
Die waarheid hiervan het daar so vertroos, sy wou dit altyd gehoor het en met almal gedeel het. So dit bring ons dan by ons tema en teks van vandag. Soos jy sien, is die tema vandag sola fide, dis geloof alleen. En ons gaan na hierdie paar vers wat ons gelees het in 2 gedeeltes kyk. Die eerste is vers 8, se eerste gedeelte. Dan gaan ons sien wat is die verbinding van genade en geloof, hoe speel dit by mekaar in, en dan om die tweede gedeelte van die erediens of van die preekgedeelte is dan geloof en werke. So kom ons begin by vers 8 se eerste gedeelte, genade en geloof. Nou hier sal onthou, Sondag het ons gesien dat in die eerste 3 verse waarom genade nodig is, en daar het ons gesien dat ons is geestelik dood, slawe van die duiwel en die wêreld, en ons is onder die toorn van God as ons in ons sonde aanhou. Slegs God se genade of onverdiende guns kon ons daarvan red. Vers 8 het ons nou gelees, want uit genade is julle verlos. Die perfektum beteken God het ons verlossing in die verlede afgehandel, dit weet ons want Jesus het dit vir ons gedoen, maar dit het 'n effek in die hede. Dit het nou al impak in ons lewe, die feit dat ons God se genade ontvang het en vanuit sy geloof in hom lewe. Maar hoe verkry ons hierdie verlossende genade? Hier in Efesiërs 2 sien ons deur geloof, want uit genade is julle verlos deur geloof. God se genade is ons lewensbloed. Geloof is die are wat die bloed deur ons liggaam versprei. Jou bloed en nie jou are nie, laat jou lewe. Maar sonder are kan die bloed nie by jou brein, jou longe en die res van die liggaam uitkom nie. Net so laat God se genade jou geestelik lewe. Deur geloof kry jy voordele van God se genade. Regverdigmaking, vergifnis, aanneming, verseëling en nog meer. Geloof is die leë hand wat niks bydra nie, maar die goud van Christus se rykdom ontvang. Geloof kyk na Christus wat vir ons sondes gekruisig is, begrawe is en op die 3de dag opgestaan het. Geloof is nie 'n sprong in die donker wat maar net hoop die evangelie is waar nie. Geloof aanvaar die historiese feite van die evangelie. Deesdae hoor mens baie gesprekke en dinge wat mense sê dat hulle glo nie in die historiese Jesus of die feitelike waarhede van die Bybel nie. Dink aan Jona en die vis en die skepping en al hierdie dinge waar hulle twyfel. Maar geloof help ons om hierdie historiese feite van die evangelie te aanvaar. Sonder die historiese feite is daar geen geloof nie en daarom geen verlossing nie. Want as Jesus dan nie 'n historiese figuur was wat regtig geleef het, gesterf het en opgestaan nie, waarmee is ons besig? Geloof glo meer as die historiese feite oor die algemeen. Dit glo, volg en ontvang Christus persoonlik. Ware geloof glo meer as die feite. Een wat glo verplaas sy vertroue van homself af, sy opregtheid, sy navolging van sekere reëls, kerkbywoning, 'n belangrike amp, sy ouers se geloof, goeie werke, die feit dat jy gedoop is, die nagmaal gebruik, jou tiendes gee en stilte tyd het. 'n Ware gelowige verplaas al hierdie dinge weg van homself en hy fokus op Christus alleen. Reddende geloof vertrou Christus soos jy die aarde vertrou om jou gewig te dra. Natuurlik kan die aarde as gevolg van 'n sinkgat of 'n aardbewing meegee, maar Christus sal jy nooit teleurstel nie. As jy in hom glo, sal hy jou red. Dink weer aan die gelofte van hierdie dag in 1838 voor die slag van Bloedrivier. Die gelofte staan as 'n getuienis van 'n volk wat in 'n oomblik van uiterste gevaar nie al hoop op eie krag en of wysheid geplaas het nie, maar God alleen aangeroep het. Dit is 'n herinnering dat ware hulp en uitkoms nie uit mense hand kom nie, maar uit die Here wat sy volk in liefde dra. Vers 8 verbind ons direk met hierdie waarheid. Daar het ons gelees, want uit genade is julle gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Die voortrekkers se vertroue op God in hul nood illustreer presies hierdie beginsel, dat dit God is wat red, dra en voorsien. Net soos hulle self in geloof aan die Here toevertrou het, word ons vandag geroep om met dieselfde kinderlike vertroue te leef, om elke dag te rus in sy genade, om te weet
dat geloof 'n gawe is en om te erken dat alles wat ons het uit sy hand is. So word die gelofte vir ons nie net 'n historiese herinnering nie, maar 'n lewende oproep om te leef uit geloof in volle afhanklikheid van God se genade. Die vraag is dan nou, het u hierdie geloof? Glo u op hierdie manier? Indien nie, wat keer ons om so te glo? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Moenie sê, ek het nog tyd nodig of ek het nog baie tyd om tot bekering te kom nie. Sondag het ons gesien uit die eerste 3 verse van hierdie hoofstuk, solank jy ongelowig bly, is jy teen Christus en rus God se toorn op jou. Daar is 'n hartklop tussen jou en die ewige hel. Sê jou geliefdes, hulle ken die Here, het hulle hart by 'n kerkkamp vir hom gegee, terwyl reddende geloof ontbreek en hulle soos die wêreld in sonde bly lewe. Hulle lewensstandaard of hulle lewensmanier wys nie dat hulle bekeer is nie. Moenie aanhou sê hulle ken die Here nie, anders sal jy nie vir hulle redding bid nie. Moet hulle ook nie tromp oploop en vir hulle sê jy is so ongered soos 'n klip nie. Bid liewer vir hulle redding en deel die evangelie sagmoedig en met respek. Los die saak by die Here as jy 'n negatiewe of geen reaksie kry nie. Geloof kom net van God. Ja, ons as gelowiges kan bid vir mense in ons lewe wat nie glo nie, maar dit is nie iets wat forceer word nie, want dit is die Gees wat dit in jou hart bewerk. Dit bring ons dan by die tweede gedeelte van hierdie boodskap, en dit is dat hoe verbind ons geloof en werke? Het jy dalk in die lewe al gevoel dat die Here talm om jou gebede te beantwoord? Mens hoor van mense wat bid vir geloof, maar nie voel dat die Here hulle antwoord nie. Hulle bid vir verlossing, maar die hemel is stil. Wat moet jy in so 'n geval doen? Al wat mens kan doen, is jy vra die Here vir geloof. Vertrou dat hy jou sal antwoord. Geloof is immers 'n gawe van God. God maak ons gewillig en bekwam om te glo. Hy gee ons Jesus deur geloof. Geloof is die kanaal eerder as die fondasie van ons redding. Party mense verander geloof in 'n werk wat jy tot jou redding bydra. Sulke mense wonder, is my geloof voldoende? Hulle kyk na hulle geloof eerder as na Christus deur geloof. Hulle het 'n verkeerde definisie daarvan. Romeine 4 vers 4 en 5 sê vir ons dat geloof en werke is teenoorgesteldes. Paulus skryf daar vir die gemeente in Rome, 'n arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom, dis nou Jesus Christus, wat glo in Jesus wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Geloof vergeet van sy eie pogings en kyk na Christus alleen. Dit vat hom op sy woord en ontvang hom as verlosser. God reken so een sy geloof as geregtigheid. Paulus bedoel nie God skryf geloof in die verdienste kolom nie. Hy skryf Christus se meriete en vergifnis deur geloof in die verdienste kolom van ons lewe. God gee jou Christus se geregtigheid deur geloof, soos hy op Golgotha jou sonde aan Christus toegereken het. God sien jou nie meer nie, hy sien nie meer jou sondige bestaan, jou swakheid en jou ongeloof nie, maar hy sien vir Christus in jou plek. Dink daaraan dat, met respek gesê, God kyk na ons met Jesus as 'n bril op. Hy sien ons deur die lens van wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Daarom is ons lewe vir hom aanvaarbaar en het ons geregtigheid en heiligheid beerwe. Daarom kan jy in niks behalwe in Christus alleen roem nie. Die valsgelowige egter, hulle haat hierdie gedagte. Hy soek erkenning vir sy werke. Hy wil aan homself roem. 'n Jehova getuie buite jou huis sal dit doen. Hy sal oor sy jare se diens as 'n straatwerker roem, maar volgens die Bybel red God ons deur geloof alleen, sodat niemand kan roem nie. Selfregverdige mense aanvaar dit nie. Hulle wil agter Jakobus 2 vers 14 tot 26 skuil. Hulle fokus veral op vers 24 en daar staan, julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie.
Dit klink soos 'n weerspreking van wat ons nou net gelees het. Maar Jakobus bedoel eenvoudig 'n mens se werke wys jou ware geloof, soos wat appels wys dit is 'n appelboom. As jy geloof het, moet jou lewe getuig van die vrug van die Gees wat in jou lewe. Redding kom deur geloof alleen, maar reddende geloof bly nooit alleen nie. Dit lei altyd tot goeie werke. Dit kan nie anders nie, want die gelowige is 'n nuwe skepping in Christus. Voor jou bekering het jy in sonde gelewe. Dit het jou lewenswandel opgesom en gedefinieer. Na jou bekering som goeie werke jou lewenswandel op. Jy doen dit nie per spesiale geleentheid soos die valsgelowige nie. Jy wag nie vir 'n straatuitreik, motorfietsrit vir liefdadigheid of sop en kombers aand nie. Jy wag nie vir Kerstyd om speelgoed by die kinderhuis te gaan gee nie. Goeie werke is deel van jou daaglikse lewe en lewenswandel. Jy doen nie goed sodat mense jou raak sien nie. Jy doen goed al sien net die Here jou. Dink aan Jesus se reaksie op die Fariseërs wat so lief daarvoor was om op die straathoeke te bid, net dat almal kan sien hoe heilig hulle is. God sê dis verkeerd. Werke het niks te doen met jou redding nie, en jy moet dit nie doen, of jy moet nie goed doen aan mense, sodat ander mense jou raak sien nie. Jy doen nie goed om jouself op die skouer te klop nie. Jy doen nie goed omdat jy bang is nie. Weerens die Jehova getuie is so. Hulle doen goed nie omdat hulle ywerig is nie, maar omdat hulle vrees hulle mis die ewige lewe. Ek onthou 'n paar jaar terug was ek en my ma by 'n begrafenis-erediens van 'n buurvrou van ons in Middelburg, en sy was 'n Jehova, en die ouderling of broer, ek kan onthou wat hulle noem nie, hy het voor van die kansel af gesê as 'n boodskap van troos, dat ons kan maar net hoop dat die tannie genoeg gedoen het in haar lewe om die ewige lewe te verdien. Waar is die genade in daai boodskap? Maar gelukkig, vriende, ons is vas in die Bybel, ons geloof is vas in die Bybel, en ons weet daaruit dat ons deur genade en geloof alleen gered is. As gelowiges doen ons goeie werke uit liefde vir God en ons naaste, en omdat ons dankbaar is, die Here het ons gered. Ons doen die goeie werke deur Christus, ons doen die goeie werke deur die krag van Christus. Sonder geloof in Jesus kan niemand goed doen nie. Ek herinner jy aan wat Paulus skryf in Romeine 3 vers 10 tot 12. Daar staan, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Sonder geloof in Jesus doen mense hulle goeie werke met die verkeerde motiewe. Uiterlik lyk dit mooi en dis oulik en is reg, maar innerlik is hulle vrot want hulle doen dit vir hulle self. Is jy bang dat hierdie lering van geloof alleen lei tot selfverheffing en hoogmoed? Want dit kan nie gebeur nie. Wie voortdurend na Christus kyk, sal soos hy word en vol goeie werke wees. Maar sal ek dan nie in myself roem as ek meer soos Jesus word nie? Wel nie as ons hierdie vers 10 van ons gelees gedeelte onthou nie. Daar het ons gelees, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Selfs jou goeie werke kom van God af. Hy het dit vir jou voorberei. Jy moet dit net raak sien en uitvoer. Bid elke dag vir oop oë om die goeie werke van God vir jou, wat God vir jou voorberei het, raak te sien en dit te doen. Geloof alleen is meer as 'n teorie of 'n leerstelling. Dis 'n praktiese teologie wat jou lewe verander. Deur geloof alleen het ons vrede met God. Ek wil 3 getuienisse hier vir die voorhou van mense in die geskiedenis wat hierdie sola van geloof alleen op verskillende maniere verstaan het. Die eerste is John Bunyan, het dit eerstehands beleef. Sy sonde het hom angstig gemaak en sy gewete het hom gepla. Op 'n dag toe openbaar God sy seun as Bunyan sy geregtigheid. Daarop het Bunyan Christus as sy goud in die hemel gesien. Dit het vir hom gevoel of sy kettinge afval. Alles wat hom gebind het en angstig gemaak het, is weg, want hy het verlossing in Christus. Maar toe die twyfel terugkeer, het die Here hom weer gewys dat hy uit genade deur geloof geregverdig is. Hy het 'n stem in sy kop gehoor wat sê, "Sinner,
You think that because of your sins and infirmities I cannot save your soul, but behold, my Son is by me, and upon him I look, and not on you, and shall deal with you according to my pleasure with him. Soos ek nou gesê het, God kyk na ons deur Christus, en omdat God tevrede is met wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, plaas hy daai tevredenheid en daai redding op ons, omdat ons in hom glo. 'n ander voorbeeld is koning Louis XIV van Frankryk, en hy het hierdie gedagte van geloof alleen heeltemal gemis. Op sy sterfbed het hy vir 'n priester gesê, bid dat my sondes vergewe word. Maar hoekom? Worstel hy daarmee, die priester vir hom gevra. En toe antwoord hy, nee, dit is juist wat my pla. Ek wil meer worstel, sodat ek vergewe kan word. Die koning het gedink, sy sondes sal vergewe word as hy meer ly. Dit kom weer terug na geloof en werke. Die onderskeid van werke, goeie werke kom vanuit geloof, nie om geloof te verdien of jou redding te verseker nie. Kontrasteer dan nou derdens koning Louis van Frankryk se getuienis met die van 'n arm vrou op haar sterfbed. Toe 'n priester genaamd Martin Boos haar besoek het, toe sê hy, jy het so goed gelewe, jy gaan reguit hemel toe. Nee, het sy geantwoord, as ek op my goeie werke staat maak, gaan ek hel toe. Hoe kan 'n vuil sondaar soos ek voor 'n heilige God gaan staan? My enigste hoop is Christus se bloed en sy volmaakte geregtigheid wat ek deur geloof ontvang. Sonder hom het ek geen hoop nie. Jy sien, sy het hierdie sola van geloof alleen reg verstaan. Sy het geweet, ten spyte van die feit dat sy goed doen en 'n reg gelewe het, kom dit alles van Jesus alleen, deur genade en geloof. Ek sluit af vraag 1 van die Heidelbergse Katekismus. Daar sien ons, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord kom, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook, deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Ken u hierdie troos? Het u dit al ervaar? Jy kan dit net ervaar as jy God se genade in Christus deur geloof alleen ontvang. As jy by eie werke staat maak, is jy verdoem. Uiteindelik is dit die enigste twee godsdienste ter wêreld. 'n Godsdienst wat op Christus alleen staat maak en een wat op die eie ek staat maak. 'n Godsdienst wat binne homself kyk vir die oplossing en een wat buite homself kyk na Christus. 'n Godsdienst wat bely dat God deur geloof alleen red en een wat menslike meriete byvoeg. Watter tipe gelowige is u? My gebed is dat elkeen van ons wat hier sit en hierdie boodskap hoor, weet dat ons redding kom uit geloof alleen. Mag dit so vir ons almal wees. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, ons buig vandag voor u met dankbare harte, want u het ons weer herinner aan die grootheid van u genade. U woord leer ons dat ons uit genade gered is, deur geloof alleen. 'n Geloof wat u self in ons wek en onderhou. Dankie dat ons nie op ons eie werke hoef te steun nie, want ons beste pogings kan nooit verdien wat u vrylik gee nie. Here, help ons om elke dag in hierdie waarheid te leef, om ons vertroue op u te stel, om u genade te omhels en om die goeie werke te doen waarvoor u ons geskape het. Nie om gered te word nie, maar omdat u ons reeds in Christus nuwe mense gemaak het. Gee dat die Gees ons versterk sodat ons lewe 'n getuienis mag wees van u liefde en u trou. Laat ons wandel in die werke wat u vooraf berei het tot eer van u naam. Bewaar ons in die geloof, hou ons vas wanneer ons swak is en laat u lig deur ons skyn in 'n wêreld wat u nodig het. Ons bid dit in Jesus naam van ons Here Jesus Christus alleen, ons Redder. Amen.